Vanoggend begin ons met die reeks wat gaan oor die groot vraag van ons tyd is: vind jou roeping. Vind jou plek, vind jou roeping. Baie mense dink, as hulle dink oor roeping, as jy die woord oor roeping, dan dink jy, maar wat moet ek doen? Wat is my werk? Wat is my bediening? Waar moet ek diensbaar raak? Wat is God se plan vir my lewe? Dis baie keer die gedagtes wat opkom wanneer ons dink aan wat is my roeping? Maar voor hierdie vraag van wat moet ek doen as dit kom by roeping, is dit so belangrik, daar's 'n dieper vraag wat nog voor die roeping kom. En daai vraag is: aan wie behoort ek? Want roeping begin nie by aktiwiteit nie. Roeping begin by identiteit. En dis wat die eerste kwartaal ons so hard probeer opdruk het, is om te verstaan jou identiteit as geliefde van God. In ons wêreld vandag, en jy kan jou eie lewe gaan kyk, voel al hoe meer mense ontwortel. In die eerste kwartaal het ons gepraat oor hoe besig mense is, hoe oorlaai hulle is, hoe gejaagd mense se lewens is. Maar iets wat ek al hoe meer besef is, mense is emosioneel uitgeput vandag. Vir 'n klomp redes. Maar mense is vandag geestelik alleen. Want mense beoefen private geloof. Op ons eie beleef ons geloof. En mense word geestelik alleen. En worstel met vrae, selfs Gods vrae. Ons deur nie om met iemand anders daaroor te praat nie, of te deel my worsteling, my krisis, my nood nie. Daarom is mense vandag geestelik alleen. Omring deur mense, maar innerlik eensaam binnekant. Mense wat oral ingeskakel is by soveel dinge, maar nêrens behoort nie. Ja, ons behoort aan WhatsApp groepe. Ons behoort by skole, ons kinders is daar, ons het gym memberships, ons behoort aan 'n gym. Aan werkspanne behoort ons. Al hierdie dinge behoort ons, maar diep binne in ons hart is daai een vraag wat uitkom: waar is my mense? Waar is my geestelike huis? Waar pas ek in God se storie? Waar roep hy my? Waarvoor roep God my? En vandag se teks, as ons in Efesiërs 2 gaan lees, gaan ek en jy iets ontdek daarvan. In Christus is jy nie meer buitestander vandag nie. En kom ons lees Efesiërs 2 van vers 19 af. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fondament van die apostels en die profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot 'n woonplek van God deur die Gees. En vanoggend, die eerste waarheid wat jy vanoggend moet besef is: jy behoort. Maar hier is dit belangrik. As ek en jy onsself 'n volgeling, 'n kind van Jesus noem, dan behoort jy eerste aan God. Jy behoort nie aan jou werk nie. Jy behoort nie aan jou status nie, of in jou prestasies nie. Jy behoort selfs nie eers eerste aan jou familie-identiteit, of jou volk, of jou nasie nie.
Maar jy behoort heel eerste aan God as jy jou lewe vir hom gegee het. Is dit die heel eerste plek van behoort. En daarom sê Paulus, julle is die huisgesin van God. Dis jou plek van behoort. Jy is behoort aan God. Jy is huisgesin van God. Hierdie is intieme taal wat Paulus hier gebruik, oor die Here vir ons kom sê. Dis nie kontraktaal nie, dis nie organisasietaal nie, dis familietaal, huis. En die evangelie nooi my en jou heel eerste, nie na 'n projek toe nie, maar hy nooi my en jou heel eerste na huis toe. En daai huis is by Christus, is by hom. Dis nie wat ek gedoen het of bereik het, of wat mense van my dink, of wat ek besit nie. Maar die evangelie sê, jy is God se. Jy behoort aan hom. En dis waarop ons begin. Om aan te sluit by dit wat in Paasfees gebeur het. Met Paasfees het ons kom vier dat Jesus Christus vir ons kom sterf het. Dat hy in die kruis homself neergelê het, en dat as ek en jy sy verlossing aan die kruis aanvaar, sterf ek en jy saam. Die ek sterf, ek lê dit neer, die ou self gee ek weg, die ego, die eie ego, die selfgesentreerde lewe lê ek neer, die ek eerste bestaan, kom sit ek by die kruis neer. Ego is seker een van die grootste dinge wat die behoort lewe in die wielery. Die grootste vyand daarvan. Want ego vra, hoe lyk ek? Wat kry ek? Hoe voel ek? Waar pas dit my? Maar behoort vra iets anders. Dit vra, aan wie behoort ek? Dis ek en jy by die kruis kom staan het, ons self vir hom kom gee het, dat ons Sondag gesê, saam met Christus is ons opgestaan, vry. Ons is nou in Christus. Behoort in Christus. 'n nuwe identiteit. Ek is nou syne, ek behoort aan hom. Voor enigiets anders, voor ek enigiets anders vir God doen, is ek heel eerste, is ek syne. En dan, vanoggend is dit so belangrik dat ek en jy besef, maar as dit dan so is, dan behoort ek en jy, net soos ons aan Christus behoort, sê hy, ons is nou die huisgesin van God. Ons is nou die huis van God. En ek behoort, dit is nou 'n snaakse Afrikaanse uitdrukking, maar ek gaan dit so gebruik, ek behoort aan mekaar. Ons behoort aan mekaar, omdat ons in Christus is. Ons is die huis van God, hier saam. En dis waar die moderne wêreld verskriklik sukkel vandag. Want ons kultuur is 'n individualistiese kultuur geword, selfbeskikking, ek doen my eie ding, ek vat wat vir my werk, ek skuif dit wat my nie pas nie, skuif ek weg, en ek los dit uit en ek stap aan 'n pad. Dis wat die kultuur van vandag doen. En dan doen ons dieselfde met God se huis, met God se liggaam, met die kerk. Want vandag word dit, watter plek het ek die beste ervaring? Waar is die beste musiek? Waar is die beste programme? Waar is die beste entertainment vir my kinders? En kerk is nie entertainment nie. Kerk is huisgesin van God. Die plek van behoort, die plek van in Christus wees, saam met mekaar. Dis wat ek verstaan in die woord vanoggend. Ons is nie verbruikers nie. Ons is familie. Gods familie. Liggaamsfamilie. 'n Familie beteken ons dra mekaar, ons sorg vir mekaar, ons maak plek vir mekaar, ons groei saam
En ons verskille verdeel ons nie. Ons verskille is nie die breekpunt wat ons uit mekaar uitdryf nie, maar dit help ons om nog steeds nader mekaar te groei en sterker te word. Jou 1 Korintiërs 12 kom lees van vers 12 of net soos die liggaam 'n eenheid is en baie dele het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus, omdat ons almal een liggaam geword het. In ons almal, met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een gees deurdrink. Die liggaam bestaan nie, ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. Verskeidenheid, maar een in Christus. So verskille hoef ons nie te verdeel nie. Maar as ons in Christus staan, as Christus my en jou saambind, dan maak daai verskille nie saak nie. Want as Christus, die Gees, die Heilige Gees wat ons saambind. En dit is so maklik dat ouderdom, kultuur, voorkeur, styl, politiek, klas, taal, ons so maklik verdeel. Ons uit mekaar uittrek. As ek die skrif verstaan sê, daar is een God, wat my en jou innooi en sê, jy behoort. En as jy aan my behoort, dan behoort ons aan mekaar. Ons behoort aan hom en ons behoort aan mekaar. Ons is sy liggaam, Christus se liggaam. En daarom, verdeeldheid verswak, maar eenheid maak sterk. En as ek en jy net iets kan begryp van die groot seën van eenheid, waar mense saam in eenheid staan, is daar veelvuldige seën. Maar wanneer ons op ons eie staan, is daai seën nie so groot nie. Maar wanneer ek en jy as kinders wat behoort aan Christus saam staan, saamwerk en daai eenheid staan, ten spyte van verskille, omdat die eenheid in Christus is, dan is daar veelvuldige seën. Ek en jy in hierdie gemeente kan nie besig wees met window dressing nie. Ons kan nie net besig wees met 'n klomp mooi programme en die kerk lyk mooi en die buitekant en die tuine lyk dalk goed versorg. Help ons het net goeie strukture en maar as geen werklike geestelike verbondenheid, mekaar saam wees, eenheid nie. Kan nie 'n fasade hê en die eenheid ontbreek nie. God bou 'n huis. Hy bou 'n familie, hy bou sy liggaam. En ek en jy is deel daarvan. Ek met jou Efesiërs 4 kom deel. Efesiërs 4 van vers 1 tot 6. En hoor hierdie taal as Paulus in vers 1 begin. Ek druk julle dit op die hart. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Hier kom 'n klomp lewenswandelgoeders. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.
God kom en hy sê, hy doen hierdie liggaam ding. Hom gee homself en hy bind ons in sy liggaam en hy sê, jy behoort. En ons het so baie, ons wil liggaamloos lewe. Ons wil op ons eie ons geloof beoefen. En ons wil nie deel wees van die liggaam van God nie. As God my en jou kom saambind, dan roep hy ons ook. Maar dis 'n roeping eerste van alles, 'n roeping van behoort. En in die behoort en in die saamwees, dan sê daai vers, hy wat oor almal is, werk dan deur almal en woon in almal. En volgens moet jy ook hoor dat jy deel is ook. Jy behoort aan God se storie, aan God se roeping en sy werk wat hy besig is om te doen. Ek en jy is opgebou as 'n woning, 'n huis van God. Ons behoort nie net om veilig te voel nie. Ek en jy behoort om ingebou te wees in God se beweging in hierdie wêreld wat hy wil doen. Maar dit kan ons alleen doen in sy liggaam wanneer ons saam is. En die groot vraag is nie hoe pas God in my plan nie. As ek in Christus, in sy liggaam, as ek behoort aan Christus, dan is die vraag, hoe beweeg die Here my vandag? Hoe beweeg die Here ons as sy liggaam hier in Boksburg Park? Hoe beweeg hy ons in die wêreld? Besef jy vandag, God is aan die werk in jou huis, by jou werksplek. In die strate van Boksburg is God besig om te werk. In stukkende verhoudings is hy besig om te werk. Onder jong mense is hy besig om te werk. Onder bejaarde mense is hy besig om te werk. Mense wat hoop verloor het, is God besig om te werk. Die vraag is jy bewus dat jy behoort aan hom? Want as jy besef jy behoort aan hom, dan behoort jy ook aan sy werk wat besig is, wat hy besig is om te doen in hierdie wêreld. En nooi hy my en jou in, daarin. En dis hier waar die Here dalk my en jou se eie ektafels wil kom omgooi. Sien hoe besig raak ons nie in ons eie lewe, in ons eie identiteit, dat ons vergeet het van hoe behoort ek aan die liggaam van Christus, aan sy werk, aan sy liggaam nie. God bou ons saam, wanneer ons in sy teenwoordig is. Dan werk hy in ons, sê daai teks, en hy werk deur ons. Ons roeping is, in daai teksgedeelte, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping. Hy wat, die laaste vers, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Daarom is het so belangrik dat ek en jy hier, ons, die liggaam, die huis is waar God sigbaar woon. Dit moet sigbaar wees oor sy eenheid, dat ons behoort, ons geliefde kinders is, waar ek en jy ook al is. En hier is 'n ouer moment. Wil hier vandag vir hierdie oomblik net met ouers vir 'n oomblik gou gesels. Ek en jy as ouers moenie net ons kinders kerk toe bring nie. As ouers het ek en jy hierdie groot verantwoordelikheid om ons kinders te leer wat dit beteken om te behoort aan Christus se liggaam. As ouers het ek en jy die verantwoordelikheid. Met die doop het ons ook daai belofte gemaak. Ons leef in 'n wêreld waar kinders so maklik gevorm word deur skerms, deur prestasiedruk, by die skool of by die huis, sosiale druk, sosiale media, deur sportkultuur wat sê wen ten alle koste, deur populêre kultuur, deur die gejaagde programme.
En ons ouers, ons laat dit toe. Ons enable dit. Omdat ons nie ons kan doen nie. Ons kan hulle nie noodwendig uitdruk en sê, hulle kan nie deelneem aan sport, hulle kan nie al die goeders doen nie. Maar ons enable dit, omdat ons hulle nie leer wat die belangrikste is nie. Ek en jy behoort eerste aan Christus. Dit is sy liggaam. En die waardes leer van wat dit behoort en hoe as kinders van die Here kyk ons na kultuur, kyk ons na mentaliteit. So belangrik het ek en jy doen wat Josua gedoen het in Josua 24. Waar hy gesê het, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Ek en jy as ouers met die streep in die sand trek en sê, tot hier toe gaan ons toelaat dat ons kinders aan, nie meer nie. Ons, hierdie huis, gaan die Here eerste stel en eerste dien. Ons huis behoort aan Christus. Ons is liggaam, eerste plek as kinders van die Here. Die huis is die plek waar kinders in die eerste plek na geloof kyk. Hoe ek en jy as ouers ons geloof beoefen, beïnvloed ons kinders na geloof kyk. Die gesin is partymal die eerste plek waar ons kinders verstaan en leer om te bid. Besef wat liefde is en hoe dit ontvou word. Die eerste plek waar hulle leer van wat dit is om te behoort. En daarom het ons so groot verantwoordelikheid. En daarom is dit so noodsaaklik dat ouers, dat julle by die huis begin om behoortgeleenthede te skep. Waar ons dalk weer prioriteit moet maak om saam as gesin om die woord tyd te spandeer. Saam te bid, saam te lees, om te sê, ons is eerste van alles, behoort ons aan God. Ons huis behoort aan God en ons behoort aan sy liggaam. Ons leer saam, ons dien saam. Want as dit in die huis alreeds gebeur, is daai eenheid, daai samehorigheid, daai verstaan van ek behoort aan Christus en ek behoort saam met ander aan sy liggaam. As dit daar vasgevestig is, gaan dit soveel makliker wees om dit uit te leef elke dag. En hier is 'n praktiese uitnodiging wat ek vir jou wil vra. Of vra vir jou die volgende vraag dat jy self vir jouself moet beantwoord. Behoort ek werklik aan Christus? Leef ek uit identiteit? Waar behoort ek aan die liggaam? Waar behoort ek aan mekaar? Is ek werklik verbind? Of leef ek op die rand van gemeente wees? Waar bou God my in? Waar is my werk, my missie? Waar moet ek deel wees van sy storie? Dis vrae wat onsself moet vra. Want God sê, jy behoort, jy is myne. Jou roeping begin hier, by behoort. Ego vra, wat werk vir my? Behoort vra, waar het God my geplant om saam te groei tot 'n eenheid en om te dien? Miskien voel jy vandag nog los. Miskien voel jy dalk soos 'n buitestander. Maar jy hoef nie te wees nie. God nooi jou in te sê, jy behoort. Jy's in Christus nie meer 'n buitestander nie. Nie meer 'n toeskouer nie. Nie meer 'n besoeker nie. Maar jy moet jouself kom gee en deel word. God sê jy behoort. Hier is maar net iets hoe ek ons gemeente sien. Ons is 'n gemeenskap van Christusvolgers wat wil leer, groei en oefen soos Christus te leef, om saam te leef sodat hy deur ons kan werk.
En daar is die uitnodiging. Wil jy hier saam met ons behoort? Amen. Ons bid saam. Vader, ons is jammer dat ons geloofslewe geprivatiseer het. Ons eie gemaak het. Ons probeer self op ons eie net geloof geleef het, soos wat ons verstaan, soos ons dink. Dit is jammer ons nie so aan U behoort het dat ons verbind is aan U liggaam nie. Vader, kom vestig in hierdie week met ons geloofsreis wat ons deurwerk, omgee materiaal, met podcast, met alles wat ons mee besig is hier. Help om ons te bring by die punt waar ons kan vestig en sê, hier is ek behoort, dat ons kan verbind. Here, help dat ons dit kan begin in ons huise. Hier by ons gemeente, ons by mekaar kom. Mag ons daai gemeenskap, daai eenheid beleef. Mag ons daai gesindheid in elkeen van ons leef. Ek wil deel wees van die mekaar, van julle, van ons. En mag ons as gemeente saam groei tot 'n groter eenheid en 'n dieper behoort. Dat dit sigbaar in hierdie gemeente van ons word. Dat hierdie gemeente aan U behoort. En dat U in almal van ons woon en deur almal van ons werk. Asseblief, Here, ons bid hiervoor in Jesus naam. Amen.